Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels Bietjie Les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ek die volwasse Sabbatskool les van die Sewende Dag Adventiste Kerk aan, hierso aanlyn gratis met die doel om die ewige evangelie aan die hele wêreld te deel, veral aan die Afrikaanse mense, want hierdie program is in Afrikaans. Dis waar elke persoon 'n geleentheid gee om Jesus te sien vir wie hy is, sodat hulle 'n ingeligte keuse kan maak of hulle in 'n reddende verhouding met Jesus wil staan of nie. Baie dankie vir julle ondersteuning van hierdie program. Ek is so opgewonde. Laasweek was wild geweest. Ons het omtrent 800 mense gehad wat na les nommer 1 van kwartaal 1 vir 2026 gekyk het. So baie dankie vir almal wat die like knoppie druk, almal wat kommentaar lewer onder hierdie video. Al is dit net dankie of amen. Julle is besig om ons baie te help. YouTube sien raak dat julle glo hierdie video's is die moeite werd en hulle adverteer dit aan meer en meer mense. Soos ek gesê het, ons is laasweek omtrent by 800 Afrikaanse mense gewees wat na die les geluister het. So ons trek nou hierso in die tweede week van die nuwe jaar in 2026. Ek sien die mense wat die nuwejaarsvoornemings gemaak het om bietjie oefening te doen. Hulle draf nog hierso om die blok in die middag, so teen die einde van die maand gaan hulle nommertjies so begin daal en dan teen April maand het meeste van hulle seker klaar uitgesterf. So voordat ons begin met ons les hierdie week, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U baie dankie sê vir nog 'n geleentheid om bietjie les te kan gesels. Soos wat ons elke week vir U vra, weer eens leer, ons kan dit nie doen sonder die gawe van die Heilige Gees nie, dat hy asseblief vir ons kan leer wat is waar. Ons bid en ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. So hierdie week kyk ons na les nommer 2 van kwartaal 1 2026. Die titel vir hierdie week se les is Redes vir danksegging en gebed. Nou as ons kyk na die titel van hierdie les, dan klink dit baie eenvoudig, oor gebed en oor danksegging, maar ek het nou al baie mooi geleer in my lewe, dat baie keer dan smag ons na sensasie en gekompliseerde Bybelse onderwerpe, maar baie keer is dit die eenvoudige dingetjies wat ons mis. En dis daai eenvoudiger is die klein jakkelse wat die wingerd verwoes. So ek dink regtig hierdie is 'n baie belangrike onderwerp vir hierdie week. Nou ons geheue-teks kom uit Filippense hoofstuk 1 vers 6 en daar sal lees die Bybel, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So die les sê vir ons daar op Sabbatmiddag dat Paulus begin sy sendbriewe doelbewus met seëngroete en danksegging. Nou daar's vinnig 'n Bybelvers wat ek sommer hierso wil ingooi, net om weer te klem te lê op hierdie feit van hoe belangrik danksegging is. Die Bybel sê vir ons in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 en 2, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. So een van die tekens van die laaste dae, volgens die Bybel, volgens Paulus, is dat mense sal ondankbaar wees. Nou, ek kan eerlikwaar sê, nadat ek regtig Jesus aangeneem het in my lewe, het hy regtig my lewe verander, spesiaal ook in hierdie opsigte van dankbaarheid. Baie keer dan kyk ons as mense verby die klein dingetjies. Ons dink, jy weet, ons het toilette wat kan spoel, en ons dink nie veel daarvan nie, want, jy weet, heel moontlik het meeste van die mense in die wêreld toilette wat kan spoel. Miskien is dit vandag waar. Miskien meeste mense in 2026 het toilette wat kan spoel. Al weet ek daar's miljoene, selfs biljoene mense wat dit seker nou nie het nie. Maar in die verlede, as ons nie eers baie ver teruggaan nie, as ons miskien 100 jaar, 150, 200 jaar teruggaan, dan is toilette wat kan spoel is ietsie wat miskien glad nie gevind kan word nie. So ons vat baie keer van selfsprekend dinge wat ons vandag geniet in 2026 en ons dink ons is soveel beter as daai mense wat lank terug gebly het in die grotte en prentjies geteken het en al hierdie tipe dinge. Maar eintlik die waarheid is dat ons staan maar net op die skouers van mense wat voor ons gekom het. Ons het selfone en al hierdie wonderlike tegnologie, maar ek en jy persoonlik het niks bygedra tot die toestaan of die bestaan van die selfoon nie. Ons staan nou maar net op die skouers van mense wat voor ons gekom het, wat al hierdie tegnologie vir ons ontwikkel het. En ons het regtig so baie om voor dankbaar te wees. Jy kan op jou foon gaan, op die internet gaan en jy kan ietsie bestel en die volgende dag of binne 'n paar dae word dit afgelewer by jou huis. Jy kan, maak amper nie saak in watse land jy bly nie, jy kan kosse van reg oor die wêreld wat ingevoer is en uitgevoer is, kan jy kry. Ons lewe regtig in tye wat ons so baie voor het om dankbaar te wees. Nou nie net die materiële dinge wat ons geniet nie, maar die geestelike dinge wat ons het. Behalwe ons kennis van die Bybel, het die Here nog ons geseën, sy kerk geseën met die gawe van profesie, en daai seëning is so groot wat die Here vir sy kerk gegee het, wat baie dinge in die Bybel vir ons so duidelik maak om te verstaan.
En dan dink ons miskien, ons is so slim met die Bybel en dinge soos dit, maar as ons eerlik met onsself is, baie van die Bybelwaarhede wat ek en jy vandag verstaan, is nie omdat ons dit self uitgewerk het in die Bybel nie, maar ons staan op die skouers van mense wat voor ons gekom het, en die studie wat hulle gedoen het. En so, regtig, soos wat ons hierdie les ingaan, moet ons 'n stapie terugvat in nederigheid, en ons moet regtig dankbaar wees vir die materiële dinge in ons lewe, en ook die geestelike dinge in ons lewe, want daar's verskriklik baie om voor dankbaar te wees in 2026. Net, jy kan stap na die badkamer toe en jy kan 'n kraan oopdraai en daar loop water uit. En ons besef nie hoe gelukkig ons is om hierdie dinge te hê nie, maar ek is nou al op 'n paar sending trippies gewees waar ek moes gegaan het, in die berge, waar daar nie so 'n lopende water was daar nie, waar nie toilette was nie, waar jy in die rivier moes gaan bad het en al hierdie tipe dinge, en dan baie vinnig besef jy hoe geseënd jy eintlik is met wat jy het by die huis. En ons besef dit nie, omdat ons dit vanselfsprekend aanvaar, en ons dink nou maar net, dis die manier hoe dinge moet wees. So definitief, ek dink 'n eerste belangrike les vir hierdie week is, kom ons vat 'n stapie terug. Ons kyk na die dinge wat ons geniet, die materiële dinge wat ons het, die geestelike dinge wat ons het, en besef dat ek en jy persoonlik is nie verantwoordelik vir die rede hoekom daai dinge bestaan in ons lewe nie. Ons staan maar net op die skouers van mense wat voor ons gekom het, wat hierdie gawes vir ons gegee het, deur die wysheid wat die Here vir hulle gegee het. Dit gaan daaraan in Sabbatmiddag, dit sê vir ons, dat mens gesproke kan ons dankbaarheid aan ander mense toon, en ons kan hoop dat hulle sal waardeer, en dan sê dit iets interessant hierso, het sê vir ons, maar as mense maak ons baie foute, en leer dan uit ons foute, of ten minste behoort ons daaruit te leer. Nou dis waar, as ons foute maak, as ons nie ons vertroue op die Here sit nie, en ons val in sonde in spesifiek, of as ons foute maak in ons lewe, dan hopelik leer ons uit daai foute. Maar selfs baie beter as dit, om foute te maak en uit jou foute uit te leer, is om uit ander mense se foute uit te leer. So jy hoef nie te gaan en in die gat te trap, voordat jy leer dat dis nie 'n goeie manier om in die gat te trap nie. As jy sien dat iemand anders val in daai gat in, kyk wat gebeur met hulle, kyk wat word gedoen, en dan kan ons leer om daardie selfde dinge te vermy. Ek dink dis selfs 'n stappie bo of 'n stappie slimmer, as om self die foute te maak en dan uit daardie foute uit te leer. So hierdie week basies sê die les vir ons gaan kyk na die eerste stukkies van Filippense en Kolossense, onthou dis die 2 hoofboeke wat ons nou kyk hierdie week, en dan gaan ons kyk hoe kan dit ons gebedslewens verryk en versterk. So ek's baie opgewonde. Onthou, druk asseblief die like knoppie, lewer asseblief kommentaar onder aan hierdie video, sodat ons hierdie program gesels bietjie les kan ondersteun. 'n Sondagse deel van die les, die titel daarso is Same syn in die evangelie. So die eerste stukkie wat ons gaan kyk daarso op Sondag is Filippense hoofstuk 1 vers 3 tot 8. En dat ons 2 vrae daarso, het sê vir ons, waarvoor is Paulus dankbaar, en watter gerusstellings gee hy aan die Filippense, en waarom is dit belangrik? So kom ons maak oop daarso, Filippense hoofstuk 1 vers 1. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdedigings en bevestigings van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. So onthou die vraag daarso op Sondag was, waarvoor is hy dankbaar? En duidelik hierso in vers 5 sien ons, hy sê daarso, oor julle gemeenskap aan die evangelie. Dit is waarvoor hy dankbaar is. En dan wat is die tipe hoop wat hy daarso vir hulle gee? Die tweede vraag vir Sondag, hy sê, dat hy, dis Jesus, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So dit help ons regtig, vers 5 en 6 glo ek regtig help ons daarso, om daardie 2 vrae vir Sondag te beantwoord. Hy is dankbaar as gevolg van hulle gemeenskap met die evangelie, en die hoop wat hy vir hulle gee is dat die Here die goeie werk wat Jesus in hulle begin het, ook sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Nou, ek kan ook persoonlik sê in my lewe, jy weet, as ek mense ontmoet wat getrou is aan Jesus, wat getrou is aan die waarheid, dan is ek ook nogal baie dankbaar. As ek verskillende plekke gaan in die wêreld en ek ontmoet mense wat lief is vir Jesus, wat lief is vir die waarheid, dan het ek ook 'n hart van dankbaarheid teenoor God vir wat ek sien. Dit maak my regtig baie gelukkig wanneer ek mense sien wat lief is vir die Here en wat lief is vir die waarheid. 'n Sondag se les sê daarso vir ons, Paulus dra die mense op sy hart. Hy sê die Here is die getuie hoe hy na die mense verlang. Nou Paulus is die persoon, sê die les hierso vir ons, wat daardie kerk in Filippi tot stand gebring het. So hy het hierdie persoonlike koneksie met hulle. En die les stel 'n vergelyking hierso met die hoëpriester
hoe die hoëpriester daardie 12 stene van die 12 stamme van Israel so op sy borsplaat gehad het, wat ook so simboliseer hoe hy die volk so op sy hart dra, as hy vir hulle ingetree het. So ek dink dis 'n baie mooi beeld wat die les hierso vir ons probeer skep hierso op Sondag. En dan ook, wat belangrik is, hierso sê het vir ons die bewoording in Filippense hoofstuk 1 vers 3, dan verduidelik het vir ons daarso oor die Griekse woord, koinonia, wat beteken nou maar die gemeenskap, en soos wat ek voorheen genoem het, ek is ook baie dankbaar altyd, weet, as ek mense ontmoet wat lief is vir die Here, wat lief is vir die waarheid, dit maak my baie opgewonde, dis soos hy storie wat hulle altyd vertel, jy weet, van die koeltjies wat almal so naby aan die vuur is, wat mekaar warm hou en aan die brand steek, en ek dink dit is regtig waar, dit hou mense vlam ook aan die brand, dit is bemoediging vir 'n mens, as 'n mens ander mense ontmoet wat lief is vir die Here, wat lief is vir sy waarheid, so, ek kan verstaan wat hierso gesê word. Dan sê het vir ons hierso, is baie interessant dat Paulus sy tronkomstandighede nogal positief beskryf, dat dit 'n geleentheid aan hulle bied vir die verdediging en bevestiging van die evangelie. So dis 'n baie mooi uitsig wat Paulus hierso het op sy omstandighede. So hy is dankbaar vir die gemeenskap van die mense in Filippi, dat hulle is lief vir die Here, hulle is lief vir die waarheid, hy gee vir hulle hierdie hoop, dat die Here die werk kan voltooi wat hy in hulle begin het, en dan skep hy ook hierdie positiewe uitsig oor sy omstandighede, amper as hy vir hulle wil sê daarso, weet, julle is seker bekommerd oor my, maar ek wil vir julle sê, dat die Here dit doel hierso met die werk wat hy vir my hierso gegee het om te doen, so ek dink dit is regtig baie, baie mooi. Nou, aan die einde van Sondag is daar 'n baie belangrike vraag, en hierdie vraag, glo ek, in die lesstudie kan lekker bespreking opwek. Dit sê vir ons, hoe verstaan jy die belofte dat God die goeie werk in julle, dis nou in vers 6, sal voltooi? Wat beteken dit, en sal hierdie werk ooit voltooi wees voor die tweede koms? So wat is hierdie goeie werk wat die Here doen? Ander plekke in die Bybel praat dit van die werk van geregtigheid. Nou wat is geregtigheid? Eenvoudig gestel, geregtigheid is om te doen wat reg is. So die werk wat die Here in jou doen, en die werk wat die Here in my doen, die werk wat die Here in elke persoon doen, wat hom aangeneem het as hulle persoonlike verlosser, is 'n werk van geregtigheid. Dit is 'n werk om ons te verander van mense wat heeltemal sleg is, tot mense wat heeltemal reg is. Van mense wat altyd doen wat sleg is, tot mense wat altyd doen wat reg is. Dis hoekom selfs Paulus in die Nuwe Testament, hy sê mos, elke persoon wat in Christus is 'n nuwe persoon. So daardie werk wat Jesus in jou doen, wat hy in my doen, wat hy begin het, en wat hy gaan voltooi, is om ons, die ou persoon, heeltemal van ontslae te raak van die gewoontes van die ou persoon, heeltemal totaal en al te transformeer in 'n nuwe persoon. En daardie nuwe persoon is iemand wat soos Jesus is, wat Jesus nastreef in hulle lewe, en wat Jesus se werke doen. So dis nie ons wat die werke doen nie, dis ons het ons lewe oorgegee aan Jesus, en hy lewe binne ons, deur ons, lewe hy sy lewe uit in ons. So onthou, as ons sê dat Jesus gee vir ons sy geregtigheid, dan baie keer dink mense, okay, dis net die geregtigheid van Jesus 2000 jaar terug, toe hy op aarde gebly het, en hy het goeie dinge gedoen, en hy was gehoorsaam aan die wet, dis nou die geregtigheid wat Jesus aan ons gee vandag. Dit is waar, maar meer as dit, dis nie net 2000 jaar terug se geregtigheid wat Jesus vir jou gee nie. Hy gee ook vir jou vandag se geregtigheid. Die lewe wat Jesus uitleef binne in jou vandag. Die regte dinge wat hy doen deur jou vandag. Dit is ook die geregtigheid wat hy vir jou gee. En ongelukkig, selfs in ons kerk is daar baie min fokus oor wat Jesus vir jou doen vandag. Daar's baie fokus oor wat Jesus vir jou gedoen het 2000 jaar terug, en baie minder fokus oor wat hy vir jou doen vandag. Die geregtigheid wat hy vir jou gee vandag, en wat die geregtigheid wat hy deur jou doen vandag. So ek wil net bietjie claim op daardie punt noem. En dan die tweede deel van daai vraag is dan basies, sal hierdie werk ooit voltooi wees voor die tweede koms? En dit is waar daar soveel debat is, selfs binne in ons kerk. En dit moenie so wees nie. As ons gaan kyk na waar ons kerk begin het, dan sal ons sien dat dit was nie eers 'n kwessie gewees waaroor die mense gestry het en beklei het nie. Almal het verstaan dat die doel van die evangelie, die doel van die goeie nuus, is om ons te verander, om ons te transformeer, nie in die hemel nie, maar vir die hemel. Om ons gereed te maak vir die hemel. Nie in die hemel nie, maar gereed te maak vir die hemel. Voordat ons hemel toe gaan, moet ons gereed wees, sodat as ons daar aankom, is ons nie nou heeltemal verras met alles wat ons daar so ontmoet en wat die Here van ons verwag, en jy is nog veronderstel om dit te doen nie, en jy is veronderstel om dit te doen. Nee, al daardie dinge is die dingetjies wat die Here in ons lewe aanwerk nou, vandag. En môre leer hy vir jou weer ietsie nuuts, en oormôre leer hy vir jou weer ietsie nuuts. Solank as wat jy getrou is aan die bietjie waarheid wat jy het, en jy is gewillig om dit te volg, om jou geloof in Jesus se woord te sit, en hy lewe dit uit binne in jou, dan gaan hy elke dag sal hy vir jou meer en meer leer, en so is ons besig om meer en meer soos Jesus te word. Dis hoe hy besig is om sy werk in ons te voltooi.
Maar as ons gaan opskop teen waarheid wat hy vir ons openbaar, dan gaan ons op 'n plat tafel, op 'n tafelberg ervaring hê in ons Christelike lewe, waar ons nie gaan groei en groei en groei nie, want ons het opgeskop teen die waarheid en ons sit basies nou nie meer ons geloof in Jesus se woord nie. En dit is 'n verskriklike gevaarlike plek om op te beland in jou Christelike lewe. So, kyker by die huis, dis waar vir jou, dis waar vir my. Elke dag moet ons seker maak dat ons maak 'n totale oorgawe aan elke woord wat Jesus aan ons openbaar. En dit is hoe hy dan die werk in ons gaan voltooi. Sit jou geloof in sy woord, in die woord is die krag. Hy gee die krag, hy voorsien die krag. Jy moet net 'n oorgawe maak aan Jesus, maak 'n oorgawe aan die woord. En in die krag is die woord dan om jou lewe te verander, om jou lewe te transformeer, sodat ons gaan reg wees. So as hy kom op die wolke, onthou wat sê Openbaring 14 vir ons oor die 144,000, dit is die mense wat die lam volg, waar ook al hy gaan. Nie 80% van die plekke waar hy gaan nie, nie 99% nie, nie 99,99% van die plekke wat hy gaan nie. Die 144,000, daardie mense, Jesus het sy werk in hulle voltooi. Hulle volg die lam waar ook al hy gaan, 100% van die pad. So definitief, dit is nie eers 'n kwessie om oor te debatteer nie, definitief voordat Jesus gaan terugkom, gaan hy sy werk in sy eindtyd mense voltooi, in die 144,000 voltooi, sodat hulle Jesus kan sien vir wie hy is, dat hulle 'n totale weerkaatsing van Jesus se karakter vir die wêreld gee. Nie omdat ons goed of slim of groot of sterk is nie, nee, dis alles Jesus se werk. Jesus wys vir die hele heelal dat hy kan die slegste van die slegste van die slegste mense vat. Dis jy daar by die huis en dis ek hier waar ek sit. Hy kan die slegste van ons vat en deur sy genade hy kan ons heeltemal verander na die beste mense op die aarde. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Ek kan nie verstaan hoekom mense teen daardie mooi Bybelwaarheid wil opskop nie. Dit is regtig baie hartseer wanneer ons dit sien. En net verder om hierdie punt te bevestig, in Skrede van Christus praat die Gees van Profesie oor hierdie bladsy 62 het sê, hy verlang om julle tot hom terug te bring en om sy eie reinheid en heiligheid in julle te sien. As julle julleself maar net aan hom wil oorgee, sal hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Die dag van Jesus Christus, glo ons Jesus, is daai dag wanneer Jesus gaan terugkom. So op daai dag, die werk is volëindig. En so, wat wil hy doen? Dit sê, om sy eie reinheid en heiligheid in julle te sien. Dit is die werk wat hy doen. Daardie reinheid en heiligheid is daai geregtigheid wat ons van gepraat het, om te doen wat reg is. Jesus wil homself in jou sien en in my sien. As ons wil nie onsself sien nie. Ons moet niks word en Jesus moet groot wees. Jesus moet alles wees. En so, dis die werk wat hy doen, om sy beeld te herskep binne in ons. As gevolg van sonde het ons dit verloor, dis die slegte nuus en die goeie nuus, die evangelie nuus is, dat Jesus herstel sy beeld binne in ons. En dan wat is die doel, soos wat ek gesê het? Ons deel is net om onsself aan hom oor te gee. Dag na dag, soos wat hy sy woord aan ons openbaar, gee ons onsself oor aan hom, en dan maak hy ons meer en meer soos hom. Dis verskriklik mooi. Dit is die mooiste mooi van die evangelie. Dis die nuus wat ons met almal wil deel. Liewe kyker by die huis, ek maak 'n uitnodiging, daar waar jy is vanaand. Moenie wag nou weer tot volgende jaar, nuwe jaar nie. Moenie wag tot jou verjaarsdag nie. Daar waar jy is, vandag, in die oggend, in die aand, in die kombuis, in jou kar, by die werk, waar ook al jy is en jy nou luister. Gee vandag jou lewe vir Jesus. Jou hele lewe. Dis die beste besluit wat jy ooit in jou lewe kan neem. Nou maandag se titel is Paulus se gebedsversoeke. 'n Paar jaar gelede was daar 'n predikant wat teen gebede gepraat het wat rondom my en my behoeftes of begeertes gesentreer was. Hy het dit paslik beskryf as selfsugtige gebedjies, want God het groter dinge as dit in gedagte. Nou, ek wil net gou vinnig ietsie hierso noem, want ek wil nie hê ons kykers by die huis met 'n misverstand hê oor wat hierso gesê word nie. Party mense mag miskien nou wegloop nadat hulle daai stukkie gelees het en hulle kan dink, okay, jy weet, as ek bid, moet ek niks vir myself vra nie. Alles wat ek bid moet wees oor ander mense of ietsie soos dit. Ons weet duidelik, toe die disippels vir Jesus gevra het om hulle te leer om te bid, het Jesus vir hulle gesê, dit is hoe julle moet bid. En wat het hy gesê? Ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is Jesus wat vir hulle leer om na hulle Vader toe te gaan en om vir hulle Vader te vra om in hulle behoeftes te voorsien. So ek wil nie so ver gaan om te sê, weet, as jy bid en jy vra ietsie vir jouself, dan is dit 'n selfsugtige gebed of enigiets soos dit nie. Ek dink daar's meer wat ons moet sê oor hierdie, dat ons nie dit misverstaan nie. As ons dinge vra, net vir onsself, vir ons eie plesier, wat geen voordeel vir onsself en ons verhouding met Jesus gaan hê, en ons verhouding met ander mense en ander mense se saligheid nie, dan is dit definitief gevaarlike grond. As dit vir selfsugtige redes is, wat ons dinge voorvra, dan is dit gevaarlik en die les hierso is 100% reg. Maar selfs die Gees van Profesie in die boekie Gebed
praat van hoe ons vra, sodat ons dinge kan kry wat ons vir ander mense kan gee. So, dit gebruik daai voorbeeld van Jesus wat die disippels geleer het om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, gee ons daaglikse brood, want as jy nie die brood het nie, kan jy dit nie vir ander mense gee nie. So ons vra vir die Here, sodat ons weer kan gee. Ons ontvang om te gee. So, dit gaan regtig oor die motief en die intensie, oor wanneer ons bid, waarvoor ons vra. Vra ons vir dinge net vir onsself, vir selfsugtige redes, of vra ons dinge vir onsself, maar dis nie vir selfsugtige redes nie, dis sodat ons dit met ander mense kan deel, want ons weet dit gaan goed wees vir ons, goed wees vir ander mense, goed vir ons verhouding met die Here, goed vir ons ander mense se verhouding met die Here. So ek dink regtig dis die groter prentjie waarna ons moet kyk. So moet asseblief nou nie skuldig voel as jy bid en jy vra vir dinge vir jouself nie. Dit is nie verkeerd nie. Dit gaan alles oor wat is jou rede? Is dit nou selfsugtige rede waarvoor jy dinge vir jouself vra? Ek bedoel, ek is seker as jy 'n ouer is, net soos wat ek is, jy bid vir jou kinders. Gaan ons regtig sê dis 'n selfsugtige gebed omdat jy bid vir jou eie kinders? Nee, ek dink inteendeel dis 'n onselfsugtige gebed, want jy bid vir iemand anders. Jy wil hê jou kinders moet in 'n reddende verhouding met Jesus staan. Jy wil hê in jou kinders se behoeftes moet voorsien word. So ek dink daar's 'n groter prentjie wat ons hierso na moet kyk as dit kom oor om te bid en om te vra vir gebede vir onsself. Ek dink nie ons gaan net 'n stukkie vat in die Bybel en nou probeer om 'n hele doktrine net daarso uit te bou nie. Nou die les sê vir ons om hierso te kyk na Filippense hoofstuk 1 vers 9 tot 11. So kom ons kyk daarso wat sê, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. So definitief, as ons kyk na hierdie gebed wat ons hierso vind in Filippense hoofstuk 1 vers 9 tot 11, dan is dit duidelik dat hy bid hierso nie regtig ietsie vir homself nie, maar hy bid hierso vir ander mense. Nou ek dink dit is slim vir ons om net hierdie 3 verse te vat en dan om te sê, okay, as jy ooit iets vir jouself gaan vra, dan is dit selfsugtig of iets is dit nie. Ek sê nie dis wat die les probeer sê nie, maar ek wil nie hê ons kykers by die huis moet misverstaan nie. Om vir jouself vir dinge te bid wat goed is vir jou in jou verhouding met Jesus, is goed. En om vir ander mense te bid vir dinge wat goed is vir hulle en goed is vir hulle verhouding met Jesus, is ook goed en dis ook reg. En dis baie mooi wat ons sien hierso, hoe Paulus bid vir hulle, dat hulle liefde nog meer en meer oorvloedig mag wees. En ek dink regtig die res van die les hierso op Maandag, ek hou van wat die skrywer van die les hierso vir ons sê in hierdie stukkie hierso. Ek dink dit is regtig die moeite werd om daarna te gaan kyk. Dit breek lekker mooi vir ons hierdie versies op en dit praat oor dinge waarvoor hy vra. So kom ons kyk daarso na die eerste een. Dit sê dat liefde nog meer en meer oorvloedig mag word. En ek dink dit is 'n belangrike punt, want ietsie wat ek vroeër genoem het toe ek in die kampvergadering was laas jaar daarso in die Noordwes in Suid-Afrika, het ek hierdie vers met die mense gedeel in Matteus 24 waar Jesus praat oor die eindtyd en die tekens van die eindtyd. Dan praat ons baie keer oor die oorloë en die siektes en al hierdie tipe dinge. Maar hier is hierdie een vers wat nie so baie genoem word nie. In vers 12 sê dit, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van meeste verkoel. So een van die tekens van die eindtyd, en ek dink dit geld net vir die wêreld nie, ek dink is selfs waar vir die kerk ook, dat die liefde van die meeste van die mense word verkoel. En dis baie gevaarlik. En ek dink elkeen van ons kykers by die huis, as ons eerlik is by onsself, as ons rondom kyk, en as ons na onsself kyk, kan ons regtig sien dat dit is waar. Liefde is ware liefde. Onselfsugtige liefde is ietsie wat regtig baie, baie skaars is in ons wêreld. Daar's baie mense wat maak asof hulle lief is vir jou. Dis baie maklik vir jou om te maak asof jy lief is vir ander mense, maar die liefde in ons wêreld is op 'n verskriklike laagtepunt. Jy kan sien as jy in die nuus kyk of op sosiale media kyk hoe die mense met mekaar praat, leiers van die wêreld, selfs mense in die kerk, dinge is regtig woes. Dit is baie keer baie moeilik om die liefde aspek daarso raak te sien. So, dis baie mooi hoe Paulus hierso bid en hy sê hy wil hê hulle liefde moet meer en meer oorvloedig word. So, dis baie mooi en interessant vir ons om te praat oor die anti-kris en sondagwette en al die tipe dinge en dis verskriklik belangrik. Ons moet daaroor gesels, maar ons moet nie vergeet om te praat oor hoe belangrik dit is om te groei in liefde nie. Hoe om meer en meer lief te wees vir Jesus en meer lief te wees vir mense. En ek praat nie net hierso van die mense wat mooi is met jou en goeie dinge vir jou sê nie, maar selfs om lief te wees vir die mense wat niks van jou hou nie. Die mense wat jou haat, die mense wat die slegte dinge van jou sê, die mense wat die leuns oor jou versprei. Jesus sê vir ons dat in Matteus hoofstuk 5, dis ook die tipe mense waarvoor ons moet lief wees. En dan 'n tweede deel hierso hy sê om te kan onderskei
om die dinge wat opkom te kan onderskei. Dis verskriklik belangrik in die tyd wat ons lewe met die internet en al die tipe dinge wat gedeel word op sosiale media en op YouTube, om te kan onderskei tussen wat waar is en wat nie waar is nie. En dan wil ek nog iets hierso ingooi, selfs tussen die dinge wat waar is, om te kan onderskei tussen die dinge wat hulpsaam is vir jou lewe en die dinge wat net 'n mors van jou tyd is. Daar is verskriklik baie dinge wat jy op YouTube kan gaan kyk, wat nie verkeerd is nie, wat nie sonde is nie. Maar liewe kyker, ek wil vir jou sê, dit is 'n mors van jou tyd. Satan maak seker dat hy hou jou besig met klein nulligheidjie, as dit Afrikaanse woord is, of klein onbelangrike dingetjies wat onskuldig lyk, sodat hy jou aandag kan wegvat van die dinge wat regtig belangrik is. So dink asseblief baie mooi daaroor, hoe jy jou tyd spandeer op die internet en op sosiale media. Dit eet ons tyd, mense, dit eet ons tyd. Ons moet verskriklik mooi kies. Dis asof jy jou tyd, jou 24 ure in 'n dag is soos 'n begroting, 'n finansiële begroting, en jy moet kies hoe jy elke minuut, elke sekonde gaan spandeer. Dan 'n tweede deel daarso, 'n derde deel om rein te wees. En dan haal dit 'n mooi gees van profesie aanhaling daar sê, alles wat Christene doen, moet so deursigtig wees soos die sonlig. So hy bid vir hulle om rein te wees, en is ook waar vir ons vandag. En dan, verskriklik mooi, het sê hierso vir ons, om nie aanstoot te gee nie. Ons het laas kwartaal bietjie daaroor gepraat, om nie onnodig ander mense te laat dink dat jy's besig om ietsie te doen wat verkeerd is nie. Om ander mense se perspektief te kan verstaan. Om te kan verstaan dat as jy nou by die drankwinkel gaan ingaan om 'n boekie te gaan uitdeel, gaan ander mense jou miskien daar sien en hulle gaan miskien 'n verkeerde indruk kry. So om baie mooi te dink oor die dinge wat ons doen, selfs die dinge wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar wat mense kan aanstoot gee. En ek dink dit het baie te doen met die manier hoe ons met mense praat, die woorde wat ons gebruik, hoe ons met mense praat, die manier hoe ons voorkom, hoe ons onsself versier, die musiek wat na ons luister, hoe ons onsself vermaak, die dinge wat ons deel op sosiale media, dis regtig belangrik, dat ons nie 'n struikelblok vir ander mense word nie. En dan, die laaste ene hierso, geregtigheid deur Jesus Christus. Onthou, ek sê dit weer, en elke week sal ek dit sê, dis onmoontlik vir ons om onsself te red deur ons werke. Die enigste manier vir ons om gered te word, is om 'n totale oorgawe te maak aan Jesus. En wat beteken dit om 'n oorgawe te maak aan Jesus? Om 'n oorgawe te maak aan sy woord. Want dit is al wat jy het van Jesus, is sy woord. Jy het niks anders van hom nie. So maak 'n totale oorgawe aan sy woord, en dan in die woord is die krag wat jou in staat gaan stel om te doen wat reg is. So hier aan die einde dan van maandag sê dit vir ons, wat ons ook verder doen, hoe kan ons liefde meer en meer oorvloedig word? Hoekom is dit so belangrik vir die Christen se wandel? En dan, dis baie mooi hoe dit 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 1 tot 8 daar sal aanhaal. Onthou, dis die hoofstuk wat vir ons sê, al kan jy alles verkoop, al verkoop jy al jou dinge en jy gee dit vir die armes, en jy het nie liefde nie, dan beteken dit niks. Dit beteken dat dit is moontlik vir mense om al hulle goederes te verkoop en dit vir die armes te gee, en hulle doen dit nog steeds uit selfsugtige redes. Hulle doen dit vir die show, hulle doen dit om mense te beïndruk, te probeer beïndruk. En ander ene wat dit vir ons sê daar in Korintiërs is, al kan jy al die profesie uitlê, maar jy het nie die liefde nie, dan beteken dit niks. Nou ons probeer nie sê, okay, liefde is belangrik en die profesie is nie belangrik nie. Nee, wat hy hierso probeer sê is, albei is belangrik. Jy moet die liefde hê, en jy moet ook die profesie bestudeer. Jy moet ook gewillig wees om jou dinge te verkoop, om ander mense te help wat in nood is. As ander mense besig is om te sterf van die honger, en ons is besig om in luksheid te lewe, glo ek dat daar is 'n verantwoordelikheid vir ons om bietjie fisies ontslae te raak van ons dinge, en te kyk hoe ons ander mense kan help, sodat hulle nie gaan sterf van die honger nie. Veral as dit broeders in die geloof is. So, hoe kan ons groei in liefde? As ons tyd met Jesus spandeer, en luister nou mooi soos wat ek dit hierso probeer verduidelik. As ons tyd met Jesus spandeer, gaan ons sien dat Jesus is goed vir ons, en dan gaan ons meer lief wees vir hom, want ons sien dat wat hy sê is reg. En omdat ons meer lief is vir hom, dan gaan ons meer tyd met hom wil spandeer. En soos wat ons dan meer tyd met hom spandeer en luister wat hy sê, gaan ons sien dat hy is goed vir ons, en dan gaan ons meer lief wees vir hom, en omdat ons meer lief is vir hom, gaan ons meer tyd met hom wil spandeer. So dit is soos 'n sirkel, kan 'n mens basies sê, so 'n siklus. Hoe meer tyd jy met die Here spandeer, en hoe meer jy sy woord volg, gaan jy sien dat sy woord is goed vir jou, en jy gaan lief wees vir hom, omdat jy kan sien dat hy is lief vir jou. Onthou, dis wat die Bybel vir ons leer. Ons is lief vir hom, omdat hy eers lief was vir ons, as gevolg van die verandering wat hy in ons lewe te werk stel. So soos wat jy kan sien dat hy is lief vir jou, gaan dit iets in jou hartsnare gaan gepluk word, en dit gaan jou dryf om lief te wees vir hom. En as jy lief is vir iemand, as jy lief is vir hom, gaan jy meer tyd met daardie persoon, gaan jy meer tyd met God wil spandeer, en so is dit 'n siklus, dit werk. Dis waar in ons verhoudings met mense, en ook waar in ons verhouding met Jesus. En ek kan alle mooi dinge vir julle sê en verduidelik, maar die enigste manier hoe julle gaan weet dat dit is waar, as jy dit vir jouself ondervind.
smaak en sien dat die Here goed is wat die Bybel vir ons sê. Dinsdag se titel sê toepassing van geestelike insig. So, toe hy daarso in hegtenis geneem is, was die mense bietjie bekommerd gewees, soos wat julle kan verstaan, en toe het hulle mense gestuur om te gaan kyk of hy in sy behoeftes voorsien is en of alles okay is, en om bietjie te bemoedig, so ek dink dis baie mooi, nie net van Paulus se kant af en wat hy vir die mense skryf en doen nie, maar jy kan ook sien dat hierdie is 'n kerkgroep mense, wat dit lyk of hulle lief is vir die Here en hulle is lief vir Paulus, as gevolg van wat hulle hierso doen. So kom ons lees Filippense hoofstuk 1 vers 12 tot 18, en hoe het Paulus sy gevangenskap gesien, en watter lesse kan ons uit sy gesindheid leer, ten spyte van die omstandighede waarin hy homself bevind. So kom ons kyk na daai paar verse, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus, wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Daar's baie vleis in hierdie stukkie, baie vegetarian vleis in hierdie stukkie wat ons hier sal lees. Dit is verskriklik mooi. Hy sê dat die Here gebruik hom op sulke mooi maniere in hierdie sleg omstandighede wat hy is. En dan sê hy, daar's party mense wat probeer voordeel trek uit hierdie situasie dat hy nou in die tronk is. Miskien probeer hulle om nou om 'n naam vir hulle self in die kerk te maak, want hulle weet, okay, Paulus is nou uit die lig uit die limelight uit, as ek so kan sê. Paulus is nou in die tronk. Nou kan ons hierdie geleentheid gebruik sodat ons vir onsself volgelinge kan kry en al hierdie tipe dinge. En Paulus sê, weet jy wat? Dit is nie die regte motiewe nie, maar solank as wat hulle Jesus verkondig, op die einde van die dag gaan Jesus dit gebruik vir die goeie en vir die regte. So, ek wil nog 'n vers hierso ingooi. Die les noem dit nie, ek glo nie die les noem dit nie, maar dis ook van Paulus, en hy sê basies dieselfde ding hierso in 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 8 sê hy, want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Baie keer dan lyk dit asof Satan nou lekker 'n spanner in die wiel, of wat, hoe sê hulle dit? 'n spanner in die wiel gegooi het, of wat ook al. Hy probeer om die hele werk van God van die pad af te kry, maar op die einde van die dag kan ons niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. En dan 'n baie mooi belofte, een van my vriende, hy deel dit altyd met my, altyd, weet, ek het laasweek met julle gedeel, weet, al die slegte dinge wat kan gebeur, lyk dit of dit altyd met my gebeur, en dan elke keer, dan deel hy altyd hierdie belofte met my. In Romeine hoofstuk 8 vers 28 sê het, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So, dit is regtig die gesindheid wat ons sien hierso ook in Paulus. Vir die mense wat vir God lief is, wat ook al met hulle gebeur, alles op die einde van die dag gaan ten goeie meewerk. En daar's 'n baie mooi aanhaling op Vrydag se deel van die les wat baie mooi gaan aansluit by hierdie vers wat ons hierso het. En so ek wil ons kykers by die huis regtig aanmoedig met daai belofte wat ons het daarso in Romeine hoofstuk 8 vers 28, dat kom ons sit hierdie glase aan, hierdie bril, hierdie lens, en ons kyk na al die slegte dinge wat met ons gebeur uit daai lens uit. Dat as ons regtig die Here liefhet, en ons het regtig 'n totale oorgawe gemaak aan die Here in ons lewe, en ons is regtig aan die Here se kant, alles wat ons pad toe kom, op die ou einde van die dag, gaan vir goed uitdraai. Al kan ons dit miskien nie nou sien nie, al kan ons dit miskien nie eers in hierdie leeftyd sien nie, is dit so vir die mense wat lief is vir die Here. Maar as ons nie lief is vir die Here nie, as ons nie regtig aan sy kant is nie, as ons nie regtig heeltemal oorgawe gemaak het aan die Here nie, dan baie van die slegte dinge wat met ons gebeur in ons lewe, is regtig nou maar net eintlik slegte dinge. En dit is nie vir ons beswil nie. Maar dis as gevolg van ons eie slegte keuses dat daardie dinge in ons gebeur. So regtig die beste raad wat ek vir julle kan gee is, en ek weet ek sê dit elke week, maar iemand moet dit sê, is ons moet 'n totale oorgawe maak aan Jesus. Elke keer as jy versoek word om in sonde in te val, behalwe vir die rede van jy wil nie sondig nie want dit maak Jesus seer. 'n ander manier behalwe daardie rede is om te sê ek wil nie Jesus in my lewe verloor nie. Ek wil nie Jesus se seën in my lewe verloor nie. En ek praat nie hierso van seën net Jesus seën nie, maar ek praat van die S-E-E met die doetjies op N, daardie seën. Ek kan nie bekostig om deur hierdie lewe te wandel sonder Jesus aan my sy nie. En sodra ek gaan kies om my rug op Jesus te draai, is ek op my eie. Totdat ek weer terug gaan hardloop na Jesus toe en ek gaan hom vergifnis vra vir my sonde. So moenie daai fout maak nie.
moenie. Ek smeek julle, kies vandag Jesus. Dit is die beste besluit wat ons kan neem. Ek is so opgewonde oor mooi Bybelwaarhede wat in hierdie week se les uitkom. So, dan as ons weer terugkom daarso na die les, het verduidelik vir ons hierso, weet, daar's mense wat probeer voordeel trek het, soos wat ek voorheen genoem het, so ek het dit vir ons probeer opsom daarso, en op die einde van die dag, werk uit ten goeie van die Here. Die Here is in beheer van sy werk, en ons moet dit besef ook aan die kerk, baie keer dan lyk dinge 'n bietjie wild aan die kerk, onthou en besef, die Here is in beheer van sy kerk, die Here sal dinge regstel, waar dinge reggestel moet word. Ons moet net getrou wees, in die klein area waar die Here ons geplaas het, met die verantwoordelikhede wat die Here vir ons gegee het, en dit help nie ons kla oor ander mense in die kerk, of ander leiers in die kerk, of selfs mense in die regering, maar in die klein verantwoordelikheid wat die Here vir ons gegee het in ons lewe, is ons nie eers getrou nie. Dit is wat ek nie kan verstaan nie. Ons kla oor die president van Suid-Afrika, wat korrup is, maar as jy bestuur, sonder jou safety belt, en die polisieman stop jou, dan betaal jy die bribe vir die polisieman. En jou klein verantwoordelikheid wat die Here vir jou gegee het, is jy klaar korrup. Hoe sal jy dan wees as jy so groot verantwoordelikheid moet hê soos die president van die land of die leier in die konferensie? As jy nie eens getrou kan wees in die klein dingetjies nie, hoe gaan jy getrou kan wees in die groot dinge? So, ek is maar baie versigtig om kritiek uit te deel oor kerkleiers en selfs mense in die regering, want, as ek in hulle skoene gestaan het, sou ek miskien 'n baie slegter werk gedoen het, en dis miskien heel moontlik hoekom die Here my nie in daardie posisie gesit het nie. En dis hoekom ek nou maar net 'n gemiddelde ou by die huis is met 4 kinders, wat die lessies so deel met julle op YouTube, en nie die president van die land is, of die president van een of ander konferensie, of die wêreldkonferensie, of wat ook al nie. Ons moet baie versigtig wees, hoe ons kritiek uitdeel teenoor ander mense, want as ons in dieselfde posisie was, is baie mooi vir ons om goeie raad te gee en goeie dinge te sê, maar as ons in dieselfde posisie was, sou ons miskien 'n slegter werk gedoen het as die ander mense. So kom ons sluk net bietjie ons trots, en ons het bietjie meer liefde en genade vir ander mense, selfs die mense wat foute maak, en kom ek en jy maak seker, dat in die klein areas van verantwoordelikheid wat die Here vir ons gegee het, dat ons is eers getrou in daardie klein areas, voordat ons lekker kritiek wil uitdeel vir ander mense. So, watter les het jy geleer uit ondervindinge, wat alhoewel dit onbetwisbaar sleg was, ook sekere voordele tot gevolg gehad het? So, elkeen van ons het regtig maar ons eie stories wat ons hierso moet deel. Ek kan nou nie hierdie vraag namens julle beantwoord nie. Ek kan nou net een storie wat nou onmiddellik op my gedagtes gekom het. Ek het dit ook al een keer op Adventiste Wêreld Radio gedeel. Ek het een keer in my kar bestuur, op pad na die Adventiste Hospitaal toe, na my vrou toe, wat daar so gewerk het as 'n verpleegsuster, en toe ry 'n ou met 'n trok agter in my kar vas. So, ek is seker almal van ons kan saamstem, onbetwisbaar is dit 'n slegte ding, as iemand met 'n trok agter in jou kar vasry. En so, toe klim ek uit my kar uit, en toe kyk ek na my kar, en dit het nie goed gelyk nie, en sy trok het ook nie goed gelyk nie, en toe het ek 'n hele paar keuses oor wat gaan ek nou doen. Ek kan of ontsteld raak, op die ou vloek of skree, of enigiets is dit, en toe besef ek wel, dit gaan nie my kar regmaak nie, en dit gaan ook nie hierdie persoon help om Jesus te leer ken nie, en jy weet wat, miskien gaan ek nooit weer die ou sien nie. So toe bly ek nou maar kalm, en ek bel die versekering, en ek het 'n foto geneem saam met die ou, en ek het vir hom 'n boekie, 'n Skrede na Christus boekie gegee, wat ek met hom uitgedeel het, en vir die van julle, nou dat ons oor daai onderwerp praat, Skrede na Christus, die audioboek, is nou beskikbaar op hierdie kanaal, sodat jy na die hele al 13 hoofstukke van Skrede na Christus kan luister. As jy nie tyd het om te lees nie, of as jy in die kar bestuur, of as jy blind is, of jy net nie hou van lees nie, jy kan nou na al 13 hoofstukke luister. Ek het al 13 hoofstukke gelees en opgeneem en dit daarso opgelaai. So toe deel ek met die ou die boek, en toe ons uit daarso uit die situasie uit, en toe ek by die plek gaan stop waar ek die versekering moet ontmoet, en toe ek uit my kar uitklim, en ek loop na die agterkant toe van my kar toe staan niks fout met my kar nie, en ek hoef nie my kar reg te gemaak het nie, en ek het baie skaam gekry, want ek het die versekering gebel, en ek het hulle vertel ek was in 'n ongeluk gewees, en toe dink hulle seker, ek is op dwelms, of ietsie soos dit, en toe deel ek nou maar net met hulle 'n getuienis oor Jesus, ek bedoel, wat meer kan ek doen, en ja, definitief, slegte situasie, wat iets goed uitgedraai het, ek kon 'n Skrede na Christus met iemand gedeel het, wat ek miskien nooit weer in my hele lewe gaan sien nie. Nou, ek probeer nou nie vandag liewe kyker by die huis vir julle sê, dit is die beste manier om evangelisasie te doen, is om in ongelukke betrokke te raak en boekies uit te deel nie. So moet nou nie in jou kar gaan klim en iemand vasry, net sodat jy hulle 'n boekie kan gee nie. Ek is seker jy kan vir hulle 'n boekie gee, sonder om in hulle vas te ry. Maar al wat ek probeer sê is, hierso daar slegte dinge wat in ons lewe kan gebeur, en die Here kan dit gebruik vir goeie dinge. So, kom ons hou daai Romeine belofte wat ek nou net gelees het, hou dit altyd in gedagte. Vir die mense wat die Here liefhet, wat aan die Here se kant is, wat 'n totale oorgawe gemaak het aan die Here, alles wat met ons gaan gebeur op die einde van die dag, gaan goed uitwerk. Vir die heelal, goed vir jou, goed vir die Here se werk. Woensdag sê, die vrug van die evangelie. So, as ons nou oorspring van Filippense af na Kolossense toe, vir Kolossense, Paulus het nou nie hierdie persoonlike verhouding, kan ons basies omtrent sê nou met hulle gehad nie, want hy het nie die kerk daar begin nie. Hy het
nie fisies daar gewees soos wat hy nou was met die Filippense nie. So Paulus se verhouding met Kolossense is basies soos wat my verhouding is met baie van julle. Soos wat ek gesê het, 700, 800 mense wat na hierdie les luister. Ek glo die meeste van julle, ek weet glad nie wie julle is nie. Ek het julle miskien nog nooit ontmoet nie. Daar's 'n handvol van julle wat ek ken. Dit sal nou soos die mense in Filippense wees, maar Paulus is lief vir beide van hierdie mense en hy's dankbaar vir beide van hierdie mense. So kom ons kyk hierso, die eerste paar verse in Kolossense hoofstuk 1. Watter 3 dinge dank Paulus God voor? So kom ons lees daarso, kyk wat dit vir ons sê. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Jesus Christus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het, soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde medediensknegt wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. So wat is 3 dinge, vra die les vir ons, waarvoor hy dankbaar is? Hoop, liefde en geloof. Daar's die 3 dinge wat die les vir ons gaan uitwys. So as ons kyk daarso, dan noem dit vir ons daarso, net daarso onder die stukkie, Paulus kombineer die 3 deugde wat hy op ander plekke noem, geloof, hoop en die liefde. En ja, dis belangrik vir hierdie 3 dinge om dankbaar te wees vir hierdie 3 dinge. Soos wat ek vroeër genoem het, ek dink as ek mense ontmoet en ek kan sien hulle het geloof in die woord van God, in elke woord van God, dis mense wat hoop het in die beloftes van die Here, dis mense wat liefde het onder mekaar, liefde het vir God. Dit maak my opgewonde. Dit is baie bemoedigend vir my en ek glo vir julle ook, as julle mense sien, dan is dit ook bemoediging vir julle. So kom ons wees dankbaar vir die Here vir daardie tipe dinge. So ek dink verder, daar's nie regtig veel meer om te sê oor daardie spesifieke 3 dingetjies nie, maar dis duidelik dat hy is dankbaar vir daardie dinge en dan praat dit hierso, maar die woord van die waarheid, wat wys op die geïnspireerde woord van God, ek dink dit is nogal belangrik daarso, dit is die werk, die woord van God is wat die werk doen wat God behaag. Jesaja 55 vers 11 is 'n baie mooi Bybelvers daarso. Wat doen die werk van God? Dit is sy woord. Sy woord keer nie na hom terug nie. So dit word baie mooi genoem daarso aan die mense. So dit lekker evangelie fondamente wat Paulus daarso met hulle deel in die eerste hoofstuk. Dan sê hy ook hierso vir ons, die evangelie verkondig aan die ganse mensdom onder die hemel, dit het die hele wêreld bereik, is wat hy daarvan praat. So as party mense, hulle het 'n rukkie terug na my genoem, hulle was nooit daarvan bewus gewees, dat selfs in daardie tyd het die evangelie na die hele wêreld toe gegaan. Dis waar in Kolossense hoofstuk 1, vers 6 en 23 sê Paulus vir ons, dat die evangelie het, in daardie tyd het dit regtig na die hele wêreld toe gegaan. Nou, hoekom het Jesus nog nie teruggekom nie? Want dit is nie die enigste vereiste van sy tweede koms nie. Jesus het ons gesê, as die evangelie aan die hele wêreld gegaan het, dan sal hy terugkom. Dis een van die dinge. Maar daar's 'n paar dinge wat moet gebeur. Die ander ding wat moet gebeur is Jesus is besig met sy werk in die allerheiligste en hy's besig om mense voor te berei en om hulle skoon te was van hulle sonde. Onthou, Christ Object Lesson sê mos vir ons dat Jesus wag met hierdie brandende begeerte om sy karakter geopenbaar te sien in sy kerk. So dit kon waar gewees het in Kolossense, soos wat Paulus daar sal sê, dat die evangelie daai tyd het na die hele wêreld toe gegaan, maar daar was nog 'n spesiale werk wat Jesus eers moes gedoen het in sy mense om hulle skoon te was van hulle sonde. Nie net die evangelie wat na die wêreld toe gaan om die mense geleentheid te gee om te kies nie, maar daar's 'n werk wat die evangelie moes gedoen het in die hart van die mense. En dis basies waarvoor ons wag. En daai twee dinge gaan altyd so hand aan hand saam met mekaar. Soos wat die evangelie die werk doen in die hart van die mense, gaan dit ook help om die evangelie uit te dra na die wêreld toe. Nou, wat was die metode gewees wat die mense gebruik het om die evangelie te neem na die hele wêreld? In die helende hand, Ministry of Healing, is daar 'n hoofstuk, Teaching and Healing. Teaching and Healing, ek dink is hoofstuk 7, waar dit vir ons presies verduidelik die metodes wat die disippels gebruik het om die evangelie aan die hele wêreld te verkondig en hulle was suksesvol geweest. En dit sê basies vir ons, as ons die evangelie wil neem aan die hele wêreld, ek hoop jy wil, want ek wil, dan moet ons daardie selfde metodes gebruik. En wat 'n metode is dit? Dit is die gesondheid boodskap. Jesus is jou voorbeeld en Jesus is my voorbeeld. Nie waar nie? Dit beteken dat ons moet soos Jesus wees. En as ons Bybel oopmaak en ons lees ons Bybel, dan sien ons dat Jesus het meer tyd spandeer om mense gesond te maak as wat hy spandeer het aan prediking. En so dit is ons voorbeeld. Ons voorbeeld is om ook meer tyd te spandeer om mense te help in hulle fisiese nood, veral hulle siektes, hulle gesondheid. En dit gaan die deur dan oopmaak om die evangelie boodskap met mense te deel. Soos wat ons vir mense help en wys hoe eenvoudige dinge wat die Here vir ons gegee het deur sy profete, hulle van hulle fisiese probleme kan verlos,
van ons hulle dan kan wys hoe God se woord hulle ook van hulle geestelike probleme kan verlos. Dit is hoe daardie twee dinge hand in hand met mekaar loop. En so, ons moet verwag dat daar gaan baie teenstand teen die gesondheidsboodskap wees, teen die gesondheidswerk wees. Hoekom? Want Satan weet, dit is die metode wat die disippels gebruik het om die evangelie aan die wêreld te neem, en dis ook die metode wat die eindtydkerk moet gebruik om die evangelie aan die wêreld te neem. En dis nie iets wat ek uit my duim uit gesuig het nie. Ek glo dit net, want dit is wat die Here vir ons geopenbaar het deur sy profete. En so, wat waar is waar. So, ja, aan die einde daarso van Woensdag sê het vir ons in Kolossense 1 vers 5 skryf Paulus oor die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele. So wat se hoop is dit? Dis die hoop van ewige lewe, dis die hoop van God se koninkryk wat regverdig is. Ek bedoel, dis iets wat mense nie baie keer aan dink nie, wat ons moet aan dink, 'n regverdige regering. Dit maak nie saak waar jy gaan in die wêreld nie, menslike regerings is korrup en vol probleme. Die Here, die hoop wat vir ons weggelê is in die hemel, is 'n regverdige koninkryk waar die regerder lief is vir jou beswil in gedagte het, en dis 'n ewige lewe sonder siektes, sonder pyn, sonder dood, al hierdie tipe mooi dinge. En hoe kan ons ook deel wees van daardie hoop? Wanneer ons Jesus aanneem in ons lewe, om 'n totale oorgawe te maak aan sy woord. En dis 'n gratis gawe wat Jesus beskikbaar maak aan jou en aan my vandag. Daar is geen geld wat ons hoef te betaal nie, geen werke wat ons hoef te doen om dit te kan verdien nie. Dis 'n gratis gawe wat hy aan ons gee. Ons moet net kies om dit te aanvaar deur 'n totale oorgawe te maak aan elke woord wat uit God se mond uitkom. Nou donderdag se deel van die les, die krag van gebed. Kolossense hoofstuk 1 vers 9 tot 12. Kom ons lees daai stukkie. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Ek is so lief vir hoe Paulus altyd in alles wat hy sê en doen, gee hy altyd die eer en die glorie aan God. Altyd die eer en die glorie aan die Vader en aan Jesus. Hy sê hierso, dis die Vader wat ons bekwaam maak. Dit is so mooi. Ons lewe in 'n wêreld waar sonder Jesus is almal onbevoegde, onbekwaamde mense wat rondloop. En dis regtig net 'n verhouding met Jesus wat ons bekwaam maak vir enige goeie werk. As ons nou terugspring hierso na die les, ek is verskriklik lief vir hoe die skrywer van die les hierdie opgesom het hierso vir ons. Ek dink hy het 'n uitstekende werk gedoen. Dit sê hierso vir ons, daai stukkie wat ons nou net gelees het, dit maak dit vir ons eenvoudig en maklik om te verstaan, sodat ons nou nie heeltemal ingewikkelde dinge hierso mee betrokke raak nie. Dit sê hierso, die mees belangrike bron van wysheid is die Bybel self. dit is 'n belangrike punt. Die belangrikste bron van wysheid is die Bybel self. Universiteitsonderrig is belangrik, maar dis nie die belangrikste nie. Dinge wat jy op die internet kan sien en lees, mag mooi en goed wees, maar dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste bron van wysheid is die Bybel self. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Psalm 119 vers 105. Dan nommer 2, God het aan ons spesiale wysheid vir die laaste dae gegee deur die gees van profesie. Dan gee dit vir ons daar Openbaring 12 vers 17 en Openbaring 19:10, soos bevestig deur die geskrifte van Ellen White. Die Bybel moedig ons aan om te glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En vir ons kykers by die huis, ek het dit al voorheen gesê en ek gaan dit vandag weer sê. Ek as 'n jong mens kan vandag eerlik vir julle sê dat as dit nie vir die gawe van profesie was nie, was ek heel moontlik nie in die kerk gewees vandag nie. Dit beteken nie ek is in die kerk as gevolg van dit nie. Ek is in die kerk omdat die gees van profesie vir my die Bybel help verstaan het soos wat ek dit nie voorheen verstaan het nie. So ek is vandag in die kerk as gevolg van die Bybel, nie as gevolg van Ellen White nie, as gevolg van die Bybel, maar dit is Ellen White wat my gehelp het as 'n jong mens om die Bybel te kan verstaan soos wat ek dit nie verstaan het sonder haar geskrifte nie. Dis omdat ek te dom en te blind was om dit reg te kon verstaan, en nadat ek haar geskrifte gelees het en ek kyk weer na die Bybel, dis soos daai maan. Daar's 'n klein liggie wat skyn op wat reflekteer na die groter lig. Presies soos wat sy self sê. En dit is regtig waar. En asseblief, as jy 'n jong mens is, ek weet daar's hierdie muur wat Satan opgebou het teenoor die gees van profesie, asof Ellen White omtrent 'n vloekwoord is. En dit moenie so wees nie. Satan het hierdie muur opgebou want hy weet. Satan weet. En Satan, jy luister na hierdie les en jy weet wat ek sê is waar. Satan, jy weet dat jy weet as die jong mense die gees van profesie gaan lees, gaan hulle Jesus sien vir wie hy regtig is en hulle gaan die Bybel verstaan en hulle gaan jou sien, Satan, vir wie jy regtig is. Asseblief mense by die huis,
lees die gees van profesie. Asseblief, asseblief, asseblief. Lees die gees van profesie. As jy sê, jy het nie tyd nie, weet jy wat? Dan hou op om na my les te kyk en gaan lees liewer die gees van profesie. Ek is gewillig om al my views te verloor, solank as wat jy beloof het, dat jy gaan hierdie 50 minute vat, wat ook al dit is van gesels bietjie les, en jy gaan daai tyd gaan spandeer om gees van profesie te gaan lees. Moenie gesels bietjie les kyk, as jy nie besig is om gees van profesie te bestudeer nie. Want die gees van profesie is baie belangriker as gesels bietjie les, of al die ander dinge wat ons kan kyk op YouTube. Die gees van profesie kan jou lewe verander. En ek raak nou hopeloos te opgewonde, so ek gaan nie meer veel oor hierdie onderwerp praat nie, want ons het 'n hele les, en dis net 'n klein deel van die les, maar ek is opgewonde daarop, want dis waar, en ek het dit ervaar in my lewe, en ek weet dieselfde kan waar wees in jou lewe. Dis beautiful, dis mooi. Nommer 3, God se wil en leiding kan ook bekom word deur God te vra, om deur sy voorsienigheid deure vir jou oop of toe te maak. En dan nommer 4, die Heilige Gees lei ons, sodra ons geleer het om sy stem te erken. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. So, hierso begin die les, hierso op donderdag, basies 'n belangrike vraag aan te spreek van, hoe kan ek God se wil vir my lewe verstaan? En ek weet hierdie week se les gaan oor dankbaarheid en danksegging, maar hierdie is tog 'n baie belangrike vraag. Ons kan nie net oor hierdie net kyk nie. Hoe kan ek die Here se wil vir my lewe verstaan? Die vraag sê so, selfs aan die einde van donderdag, indien iemand jou vra, hoe weet jy dat God besig is om jou te lei in een of ander rigting? Hoe sou jy antwoord en hoekom? So ek het 'n paar Bybelverse hierso voorberei. As iemand my hierdie vraag sou gevra het, wat sou ek geantwoord het? So in Psalm 25 vers 9 sê die Bybel vir ons, hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. So die ootmoediges is die mense wat nie trots is nie. Die mense wat nie dink hulle ken alles en hulle weet alles nie. Die mense wat wil leer. Die mense wat besef dat hulle verstaan nie alles nie. Dat hulle ken nie alles nie. Dit is die tipe mense wat hy gaan leer. Die mense wat gewillig is om te leer. Dit is 'n belangrike stap. As jy die wil van die Here wil verstaan vir jou lewe, moet jy gewillig wees om te luister. Jy moet gewillig wees om te volg. Jy moet gewillig wees om te besef dat jy ken nie alles nie. En dan is ek baie lief vir wat Psalm 32 vers 8 en 9 hierso sê. Ek wil jou, dis Here, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met toom en teusel as hy tuig. Anders kom hy nie naby jou nie. So die Here wil nie hê jy moet soos 'n donkie of soos 'n perd wees, wat jy by die mond moet trek, gaan hierdie kant toe of gaan daai kant toe of wat ook al nie. Die Here het vir jou 'n brein gegee en hy wil hê jy moet jou brein gebruik. Hy wil hê jy moet gewillig wees om geleer te word en dan deur sy woord, hy sê hy gaan vir jou raad gee. Hy gaan vir jou raad gee sodat jy die brein wat hy vir jou gegee het kan gebruik om keuses te maak volgens die raad wat hy vir jou gegee het. In sy woord openbaar hy vir jou sy wil. So inskrede na Christus, vertel dit vir ons hoe die Here met ons praat. En ons 'n ander deel in Testimonies to the Church wat ek vir ons wil lees hier op bladsy 512 waar die gees van profesie dit baie mooi vir ons verduidelik. En ek gaan dit hierso in Afrikaans vir ons lees. Ek gaan dit vir ons vertaal. Daar is 3 maniere waarop die Here sy wil aan ons openbaar. Om ons te lei en ons toe te rus om ander te lei. Hoe kan ons sy stem ken van die van 'n vreemdeling? Hoe sal ons dit onderskei van die stem van 'n valse herder? God openbaar sy wil aan ons in sy woord, die Heilige Skrif. Sy stem word ook geopenbaar in sy voorsienige werke. En dit sal erken word as ons nie ons siele van hom skei deur in ons eie weë te wandel, volgens ons eie wil te doen en die aansporings van 'n onheilige hart te volg nie. Totdat die sintuie so verward geraak het dat ewige dinge nie onderskei word nie en die stem van Satan so vermom is dat dit as die stem van God aanvaar word. Nog 'n manier waarop God se stem gehoor word, is deur die appelle van sy Heilige Gees wat indrukke op die hart maak, wat in die karakter uitgewerk sal word. As jy oor enige onderwerp twyfel, moet jy eers die skrif raadpleeg. So daar is ons die 3 maniere hoe die Here met ons praat, hoe ons sy wil kan verstaan vir ons lewe. En dit sê baie duidelik vir ons, die eerste plek is, as jy enige vraag het, gaan na sy woord toe. As ietsie vir jou sê, vat jou buurman se vrou, of doen dit, of doen dat, as enigiets teenstrydig is met die woord van die Here, dan is dit nie sy wil vir jou nie. Beplan jy om met iemand te trou, wat nie dieselfde as jy glo nie? Is jy besig om te bid en te vra vir die wil van die Here is? Hy het klaar vir jou in sy woord gesê, dat dit is nie sy wil nie. Jy kan hom maar bid, totdat jy blou is in die gesig. Hy het klaar vir jou gesê in sy woord, dat is nie sy wil nie. Hy praat ook deur ons, deur sy voorsiene werke, en deur die Heilige Gees. Maar dit sal net erken word, as ons nie van hom geskei is nie. As ons 'n totale oorgawe aan hom gemaak het. As ons besig is om in sonde te lewe, gaan ons nie sy stem hoor nie. Ons het weggehardloop van hom af. En ons gaan moeilik
of onmoontlik vir ons wees om sy wil vir ons te kan verstaan. En ek kan nie my lewe so leef nie. Ek kan nie deur hierdie lewe gaan sonder die Here in my lewe nie. En jy kan ook nie. En hoe vinniger ons dit besef, hoe beter. So ons moet 'n totale oorgawe maak aan Jesus, 'n totale oorgawe aan sy woord, sodat ons duidelik kan hoor wat hy vir ons gaan sê. In sy woord. As jy enige vraag het oor sy wil van jou lewe, in sy woord. Maar in sy woord gaan hy nie vir jou sê kies werk A of kies werk B nie. Maar as jy in 'n regte verhouding is met Jesus, gaan die Heilige Gees met jou hart praat en vir jou sê wat om te doen. Solank dit alles is volgens die beginsels van sy woord. Vrydag het nou nie 'n gees van profesie hoofstuk hierdie week vir ons om te lees nie, maar ek gaan laasweek se hoofstuk weer hierdie week ingooi. Gaan lees asseblief uit Handelinge van die Apostels daardie hoofstuk. Dis baie baie mooi. Die heel in die hand gaan ek hierso vir ons lees. Dit sê: "Vele is nie in staat om noukeurige planne vir die toekoms te maak nie. Hulle lewe is te onseker. Hulle weet nie hoe sake sal verloop nie en dit kwel hulle en maak hulle onrustig. Ons moet altyd onthou dat die lewe van God se kinders in hierdie wêreld 'n pelgrimsreis is. Ons het nie die wysheid om ons eie lewens te beplan nie. Dit is nie in ons mag om ons toekoms te reël nie. Deur geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. In sy lewe hier op aarde het Christus geen planne vir homself gemaak nie. Hy het God se planne vir hom aangeneem en dag na dag het die Vader sy planne vir hom ontvou. So ook moet ons op God vertrou dat ons lewens die eenvoudige uitwerking van sy wil mag wees. Naarmate ons weer aan hom toe vertrou, sal hy ons voetstappe rig. Belangrik daarso is, ons moet ons weer aan hom toe vertrou. Jy kan nie in sonde vasklou en in sonde lewe en sê jy vertrou jou weer aan hom nie. Jy is besig om vir jouself te jok. Daar is te veel wat, nadat hulle vir 'n skitterende toekomsplanne gemaak het, 'n hopelose mislukking is. Laat God u lewe beplan. Vertrou soos 'n klein kindjie op die leiding van hom wat die voete van sy gunsgenote bewaar. God lei sy kinders nooit langs 'n ander weg as wat hulle self sou gekies het as hulle die einde van die begin af kon sien en die heerlikheid van die doel kon gewaar wat hulle as medewerkers van hom vervul nie. Dit is mooi. Dit is so mooi. So nou het ons hierdie 3 besprekingsvrae. Die eerste ene, dink na oor die afgelope week en maak 'n lys van die dinge waarvoor jy dankbaar is. Sou jy dalk meer hê om voor dankbaar te wees as wat jy besef? So vir ons kykers by die huis, ek moedig julle aan, sit bietjie, vat 'n papier, vat 'n pen, maak bietjie 'n lys. Skryf bietjie die dingetjies neer wat ons so van selfsprekend aanvaar in ons lewe. Die eenvoudige dingetjies soos om 'n kraan oop te maak, 'n yskas wat jou kos kan koud hou, 'n stoof, elektrisiteit, 'n lig, 'n kar, al hierdie tipe dinge, 'n pad, baie om op te ry, vliegtye waarmee ons kan vlieg, al hierdie tipe dinge. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Een ding, party van julle weet, en ek is baie dankbaar vir die van julle wat vir my gebid het. Laasweek het ek 'n virus opgetel. Ek het eers gedog is 'n of ander tipe van 'n voedselvergiftiging, maar toe draai dit uit dat dit was eintlik 'n virus gewees en toe daai virus is hoogs aansteeklik gewees en dit het my kinders aangesteek. En kom ek sê vir julle, die enigste ding wat moeiliker is om na 4 kleinkindertjies te kyk, is om na 4 siek kleinkindertjies te kyk. En deur al hierdie dinge kan ek sê, dankie Jesus. Dankie Jesus oor hoe hy na my gekyk het, baie vinnig herstel. Binne 'n dag of 2 was ek reg gewees, ek kon die les opgeneem het om met die mense te deel. Terug by die werk, kom met baie mense. Soos vandag het ek met 120 mense die evangelie gedeel, wat meeste van hulle nog nooit van Jesus gehoor nie, of glad nie Christene nie. Jesus het my kinders genees, so het ek iets om voor dankbaar te wees. Ek het baie om voor dankbaar te wees. Al die mense wat vir my boodskappe gestuur het, wat vir my gebid het, baie dankie, ek waardeer dit baie. So ja, dit is deel van my lysie, dinge waarvoor ek dankbaar is. Dan vraag nommer 2. Dink goed na oor die laaste sin van hierdie aanhalinge hierbo. Dit is regtig 'n kragtige geloofsverklaring. Hoe kan jy leer om God so te vertrou? Wat is hierdie aanhaling? Dit sê so vir ons, God lei sy kinders nooit langs 'n ander weg as wat hulle self sou gekies het as hulle die einde van die begin af kon sien nie. Dit is een van daai aanhalings uit die gees van profesie wat ons net moet memoriseer. En dit sluit vir my aan, as iemand sê, die gees van profesie sê dit, waar kry ons dit in die Bybel? Dit sluit vir my aan in daai Romeine 8:28, daai belofte wat sê, vir die mense wat lief is vir die Here, wat 'n totale oorgawe gemaak het aan die Here, alles wat gebeur in ons lewe op die einde van die dag is vir ons beswil. Al kan ons dit nie nou sien nie, al kan ons dit nie nou verstaan nie. En die manier, dit vra hierso, hoe kan ons leer om God so te vertrou? Weet jy hoekom kan ek God so vertrou? Dat eendag as ek vir die Here gaan vra, Here, hoekom het my pa gesterf toe ek nog jonk was? Hoekom het dit met my oom gebeur? Hoekom het dit met my vrou se familie gebeur, of dit gebeur, of dat gebeur, of dit of dat? Hoekom vertrou ek dat die antwoorde wat die Here vir my gaan gee, gaan ek beruste in kan vind? Want ek kan nou kyk na al die dinge wat hy vir my in die woord gegee het, in sy woord gegee het, in die Bybel gegee het, en wanneer ek kies om dit te volg, draai my lewe altyd, elke liewe keer, draai dit goed uit, beter uit. So omdat ek hierdie ondervinding met sy woord het,
gee dit vir my 100% vertroue, dat as ek hom eendag gaan vra oor hoekom dit gebeur het in my lewe, hoekom dat gebeur het in my lewe, die antwoord wat hy vir my gaan gee, gaan ek weet dat dit is goed en waar, en die antwoord gaan seker so mooi wees, dat ek gaan self nog liewer vir hom wees, en dan gaan ek regtig eers besef, tot 'n groter mate die dinge wat hy vir my gedoen het hier op aarde, hoe hy vir my gesorg het en hoe hy na my gekyk het, en maak my sommer opgewonde vir daardie dag. En ek glo vir kykers by die huis, ek glo baie van julle wat vra het oor baie dinge wat in julle lewe gebeur het, en jy weet hoe die Here daardie dinge vir ons gaan verduidelik, en wat 'n mooi dag gaan dit nie wees nie. Vraag nommer 3, met Kolossense hoofstuk 1 vers 6 en 23 in gedagte. Dit was nou die verse wat gesê het, die evangelie was verkondig aan die hele wêreld gewees in daai tyd. Bespreek die volgende gedagte en last day events van die gees van profesie. Het sê vir ons, vir 40 jaar het ongeloof, murmurering en rebellie antieke Israel van die land Kanaan uitgesluit. Dieselfde sondes het die toegang van moderne Israel tot die hemelse Kanaan vertraag. In nie een van hierdie gevalle was die beloftes van God foutief nie. Dit is die geloof, wêreldgesindheid, die ongewydheid en tweedrag tussen die Here se belydende volk wat ons in hierdie wêreld van ons sonde en hartseer vir so baie jare gehou het. As die kerk van Christus die taak uitgevoer het wat die Here aan hom opgedra het, sou die hele wêreld al gewaarsku gewees het en sou die Here Jesus met groot krag en heerlikheid na die aarde teruggekom het. En ek het dit voorheen ook al genoem in 'n les. Ons wag nie vir Jesus nie. Jesus is besig om te wag vir ons om ons dingetjies ek kan nie sê ons dingetjies in plek te kry nie, want ek wil nie hê dat julle moet dink, dis ons werke of enigiets soos dit nie. Waarvoor wag hy vir ons? Hy wag vir ons om hom te vertrou. Dit klink so eenvoudig, so kom ek probeer dit om dit so eenvoudig te verduidelik as wat ek kan. Jesus wag vir jou en vir my, vir die mense wat sê ons is lief vir hom, hy wag vir jou en vir my, om regtig elke woord te glo wat hy vir ons gegee het. Dis waarvoor hy wag. Maar ons glo nie elke woord wat hy vir ons gegee het nie. Ons glo party dinge, en ons kies om party dinge nie te glo nie. Die gemaklike dingetjies wil ons doen, maar die dingetjies wat opoffering vra in ons lewe, ons wil dit nie doen nie. Ja, nee, ek sal kerk toe gaan, maar ja, net hierdie lestyd nie, net die sabbatskool nie, ek wil nie so vroeg opstaan nie. Ja, ek sal R5 gee vir die arm persoon daar so by die straat, maar ja, Here, moet nou net nie vir my offergawes, ordentlike offergawes vir my vra nie. Moet nou net nie vir my vra om die gesondheidsboodskap te vorm nie. Moet nou net nie vir my vra om ophou om myself te versier aan die buitekant nie. Ons glo nie die Here se woord nie. Die Israeliete was uit Kanaan uitgesluit. Hoekom? Want die Here het vir hulle spesifieke dinge gesê om te doen, en hulle wou dit nie doen nie. Hulle het hulle oë gesit op mense. Hulle het gesê die mense in die land is te groot en te sterk en al hierdie tipe dinge. Hulle het op hulle self vertrou, op hulle eie dinge geglo. Hulle kon nie in die land ingaan nie, en dit sê so vir ons, dit is dieselfde sondes vandag wat die kerk uit die hemelse Kanaan uitsluit. Ongeloof, murmurering, om heeltyd te kla, en rebellie. Dit is rarig uit die diepte van my hart, en ek bedoel dit rarig soos wat ek het sê. Rarig. Dit is hoekom ek hierdie program gesels bietjie les het. Dit is rarig my begeerte, om te sien hoe dinge in hierdie wêreld tot 'n einde kan kom. Dat almal in die wêreld 'n geleentheid kan hê om te kies, en dat die mense in Jesus se kerk rarig sal kies om te lewe volgens elke woord. Rarig sal kies om elke woord te glo van Jesus. Rarig, dis soos wat ek hierdie sê, wil ek amper trane in my oor kry, want dis rarig, soos ek weet dinge in my lewe wat ek moes opgee, sodat ek rarig kan lewe volgens elke woord. En die tye in my lewe wat ek val, is wanneer ek my oë wegvat van Jesus af, maar dan onmiddellik, in plaas van om moed op te gee, moet ek opstaan en teruggaan na Jesus toe en weer totale oorgawe maak, sodat ek weer kan stap en lewe volgens elke woord. En dit kan waar wees vir jou, dit kan waar wees vir my. Dit is die Here se wens, en ek weet hy is so lief vir jou en hy is so lief vir my, en hy wil rarig terugkom, en dat al hierdie dinge net tot op 'n einde kan kom. En kom ons maak 2026 een van die laaste jare op hierdie aarde. Kom ons maak dit een van die laastes. Kom ons maak gesels bietjie les, kwartaal 1 2026 een van die laastes. Sodat ek nie meer hierdie video's hoef te doen nie, en dat julle nie meer hierdie video's hoef te kyk nie, sodat ons net kan hemel toe gaan en dit alles net tot op 'n einde kan kom. En ons kan praat oor al hierdie tipe dinge wat ons moet hê, wat ons wil hê, maar op die einde van die dag is daar 'n verantwoordelikheid wat die Here in ons skoot gesit het, en ons kan nie wegdraai van daai verantwoordelikheid nie. En wat is dit? Dis eenvoudig. Glo elke woord wat jy lees in die Bybel. Glo elke woord wat jy lees in die gees van profesie. Wees net gewillig om daarvolgens te lewe, en in daardie woord is die krag om dit waar te maak in jou lewe. En dan gaan Jesus terugkom om sy mense te kom haal. Mense wat lewe volgens elke woord. Mense wat hy hemel toe kan vat en nie 'n gevaar sal wees vir die res van die heelal nie. Mense wat die lam volg waar ook al hy gaan. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Liewe Heer, ons wil vir U dankie sê vir U liefde. Dankie vir geloof, dankie vir die hoop, die beloftes wat U vir ons gee. Liewe Heer, ek wil
vandag persoonlik dankie sê vir elke kyker. Daar's honderde kykers reg oor die wêreld wat hierdie program ondersteun en hoe ons saamkom as 'n kerk, as Afrikaanse mense om die les saam te bestudeer uit 'n liefde vir die woord en 'n begeerte om U te sien kom op die wolke. Help ons, liewe Heer, om te lewe volgens elke woord, om gewillig te wees om te lewe volgens elke woord, om 'n totale oorgawe te maak aan U. Ek bid vir elke kyker by die huis, help hulle om te besef dat daar's niemand in hierdie hele heelal wat hulle ooit meer sal lief hê as U nie. Ek bid en ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir ons kykers by die huis, baie dankie dat julle weer eens nog 'n episode van Gesels bietjie les ondersteun het. Onthou, ons het Skrede na Christus audio, die klankboek, het ons vrygestel hierdie week. So nou kan julle daar al 13 hoofstukke van Skrede na Christus gaan luister. Dit het my 3 ure gevat wat ek daai boek gelees het van die eerste blaai na die laaste blaai, sodat jy dit nie hoef te lees nie. Jy kan na dit gaan luister of jy nou die kar is by die werk is, as jy gaan draf of wat ook al jy doen, of jy blind is en miskien nie kan lees nie. Nou kan jy na Skrede na Christus luister. Dis 3 ure vir die hele boek. Jy kan dit in stukkies opdeel. Ek het dit daarso in hoofstukke opgedeel, daarso op daardie video op YouTube. Baie dankie vir julle ondersteuning. Onthou asseblief om die video's te like, om kommentaar te lewer, al is dit net dankie of amen of enigiets soos dit. En dan sien ek julle weer volgende week. Moet dit nie misloop nie. Volgende week vir les nommer 3. Dan gesels ons bietjie les.